lekker om weer terug te wees by julle. Ons gaan vandag 'n game speel hier in die begin van die Survivor diens. En ek wil vir jou vra, ek gaan vir Carla vandag aan die woord sit. Sy gaan vir ons verder vertel, maar voor ons verder gaan kom ons bid het. So Here, dankie dat U by ons is. Bedien ons met U woord vandag en bring ons nader aan U. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Nou Carla, baie dankie dat jy vandag hier by ons is. Jy gaan die res van die diens ook dan vir ons waarneem. Dankie. Okay, maat, eerstens wil ek eers die game vir julle voorstel. So, ons het 3 spanne. Kan my spanmaat gekom? Okay, so ons het oom Leon by die graad 4, Shanna by die graad 5 en oom Jacques by die graad 6. Hulle elkeen gaan die blou blikkie omgooi met 'n klip en dan hardloop aan die ander kant die water om hulle span se count te kry. Eers een terug wen en gaan die vrae vir ons lees. Maat, wie dink julle gaan wen? Die graad 4, 5 of 6? Kom ons kyk. Go! Yeah! Go van opzet. Oh, yes. Oh, kijk. Teruggelegd! Yay! Baie dankie vir al ons deelnemers. Nou gaan ek 'n stukkie Crampton lees. Ach, dankie. Graad 4, Yay! graad 5 en graad 6. Baadjies, ons gaan vandag lees van Egipte. In Egipte, Israel was die mense vir wie God geroep het om sy spesiale volk te wees. Hulle was eers net 'n klein familie, Abraham en sy seun Isak en sy kleinseun Jakob. Hulle het in die land Kanaan gewoon, die land wat God aan Abraham en sy nageslag beloof het. Jakob het vir 'n tyd lank saam met sy vrouens en kinders en hulle gesinne in Egipte gaan woon, omdat daar hongersnood in die land van Kanaan was. Ongeveer 400 jaar later het dit steeds baie goed gegaan met die Israeliete in Egipte. En hulle het so baie geword dat die farao vir hulle bang geword het. Hy het hulle as slawe begin behandel. Hulle het na God geroep om hulle te help. God het hulle gekerm gehoor en sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob onthou. God het beloof dat hy hulle God sou wees. Hy het ook aan hulle 'n groot nageslag in 'n eie land beloof. 'n Groot nageslag wat die Israeliete wel, maar hier werk hulle dood as slawe in 'n vreemde land. God het Moses na die farao van Egipte gestuur met 'n boodskap: "Laat my volk trek." Toe die farao nie wou luister nie, het God Egipte land met 10 plaae gestref en die stamme van Israel uit Egipte gelei en deur die woestyn laat trek terug na die land van Kanaan wat hy aan Abraham en sy nageslagte beloof het. Ongeveer 3 maande nadat die Israeliete uit Egipte getrek het hulle by Sinaïberg aangekom. God was spesiaal op Sinaïberg teenwoordig. God het vir Moses gesê: "As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie." As dienaars van God moes die volk Israel heeltemal anders leef as die volke wat reeds in die land Kanaan gewoon het, waarin hulle op pad was. Die volke in Kanaan het almal afgode aanbid. Hulle het beelde van die afgode gemaak en voor hulle gebuig. God was heeltemal anders as die afgode. Hy was die heilige, lewende God van hemel en aarde. Sy mense moes ook heilig leef. Hulle moes hom as die enigste God aanbid. Solank as wat die volk aan hom gehoorsaam was, sou God vir hulle sorg en hulle beskerm. Moses het God se reëls oor hoe hulle as sy volk moes lewe aan die Israeliete vertel. Soos een man het al die stamme ja, die hele volk geantwoord. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen.
Die Israeliete het egter nie na God geluister nie en moes 40 jaar lank van plek na ander in die woestyn rondtrek. Uiteindelik was hulle weer naby Kanaan. Moses se opvolger Josua het die volk in die land Kanaan ingelei en het die meeste van die volke in Kanaan oorwin en doodgemaak soos God beveel het. Uiteindelik het die volk Israel nou hulle eie land gehad. Die Here het Josua beveel om die land Kanaan te verdeel, sodat elke stam sy eie grondgebied kan hê. Die stamme Juda en Simeon het die grond in die suide van Kanaan gekry. Die stamme van Reuben, Levi, Dan, Naphtali, Gad, Asar, Issachar, Zebulon, Benjamin, Ephraim en Manasseh het die grond in die noorde van die land ontvang. In die noorde het die stamme Reuben, Gad en die helfte van die Manasseh stam grond aan die ooste kant van die land ontvang. Joshua het uitgeword. Dit was tyd dat hy die volk groet. Hy het hulle herinner aan alles wat God vir hulle gedoen het. God het sy beloftes nagekom. Nou was dit tyd vir die volk om weer te kies, om aan God gehoorsaam te wees in die nuwe land wat hy aan hulle gegee het. Die Israeliete moes kies in wie se tribe hulle wou wees, God sin of die afgode sin. Joshua het vir hulle gesê, kies dan vandag wie hulle wil dien, die gode wat hulle voorvaders gedien het, of die gode van die Amorite wat in die land Kanaan woon. Want my en my familie betref, ons sal die Here dien. Joshua 24 vers 15. Die volk het geantwoord, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Joshua 24 vers 24. Ek en jy moet ook anders leef as die mense om ons wat nie in God glo nie. Hy het ons spesiaal uitgekies om aan hom te behoort. As ek en jy in Jesus glo, is ons deel van sy tribe en hy sal ons daarvoor seën. Maats, het julle besef wat gebeur het, nie? Ons sien hierso dat die hele volk voor die keuse staan of hulle die Here gaan dien of nie. Die Here herinner hulle daaraan dat hy elkeen uitgekies het om heilig te wees. En dis wat die Here van ons ook vra. Weet julle wat dit beteken om heilig te wees? Baie mense sê, ek weet ek het al die woord baie gehoor, maar ek is seker nie. Heilig beteken dat ons afgesonderd moet lewe vir die Here. Dat ons vir hom moet leef. En ons weet vir meer, die meeste van julle begin hierdie week die skool, né? So ek wil vir julle uitdaag, as die skool begin, moet jy, waar jy gaan in jou skool, en as die skool klaar begin het ook, moet jy kies en sê, in wat die tribe jy nou is. Jy moet dit kan uitleef. Mense moet kan sien dat jy die Here dien. En vandag is Valentynsdag. En ek wil vir jou uitdaag dat die liefde van die Here, dat dit iets sal wees wat jy uitstraal na ander, sodat hulle sien, jy behoort aan die Here se tribe. En hoe is dit dan anders as ons in die Here se tribe behoort? Dit beteken dat ons sal leef soos wat die Here wil hê ons moet doen. Dit beteken dat as ons skool toe gaan, ons nie sal deel wees van die tribe, van die bullies, of van die wat skinder, of mekaar sleg sê, of mekaar kritiseer, heeltyd ek is beter as jy, of ek is beter as dan nie, dit is nie wie ons moet wees nie. Ons kan nie deel wees van daai tribes wat mense seer maak nie. Nee, die Here vra dat ons deel moet wees van sy tribe, en dat ons ook die vrug van die Gees sal uitleef, dat ons God se wil sal uitleef, dat ons waar ons gaan ook sy liefde teenoor mekaar sal uitleef. Leef uit, dat jy in die Here glo, dat jy lief is vir die Here, dat jy deel is van sy tribe. Kom ons bid saam. Here, dankie, dat ons kan deel wees van u tribe, en kan weet, Here, ons is geroep om heilig te lewe, afgesonder van u. Ons is nie soos die res van die wêreld wat sommer net maklik mekaar sleg sê, of heeltyd die negatief en die slegste en alles in raak sien nie. Nee, Here, ons is mense wat ons oë op u gerig hou, en daarom, Here, wat leef vir u. Maar dit is baie keer moeilik, Here, veral nou soos terug is by die skole, is al 'n paar goeders wat regtig challenging is, en ons wil vra, Here, dat u vir ons help, dat ons ook kan leef, asof ons deel is van u tribe, Here, want ons weet ons is. Help ons om uit te dra, dat ons u tribe, u kinders is, u familie is, van gelowiges. Dankie dat u ook ons gaan help om dit te kan doen, deur die Gees. En daarom bid ons al die dinge in die naam van Jesus alleen. Amen. Maat, mag jy hierdie week ingaan, en mag jy weer die Here seën jou, met sy nabyheid. Mag jy volg in sy voetspore, sodat ander kan sien, jy is in sy tribe. Mag Here jou seën met die nabyheid van die Heilige Gees. Amen.